gemeente kom, dan wil ek graag net so vinnig deel oor die kweekskool. Ek weet julle het onlangs 'n student ook hier gehad met Pinkster, en ons wil maar net van die kweekskool se kant af, wil ek namens die studente en namens die beheerraad en almal by die kweekskool ook net vir die baie dankie sê vir die gebede, vir die ondersteuning. Daar was 'n paar van julle gemeente wat ook ons steak and chips aankom besoek het, en dit was so lekker om te sien dat julle daar betrokke was, en ons is so dankbaar. Dit gaan goed by die kweekskool, as ek 'n bietjie terugvoer mag gee so vir 'n oomblik. Daar is nou weer 'n dak voltooi in hierdie week by een van die dosentehuise. Die dakke projek gaan goed. So stuk kom dit aan, en soos wat die fondse benodig is, so voorsien die Here die een op die ander. En net soos wat die volgende fase begin, dan sorg die Here en daardie fase word voltooi. Op die oomblik is daar 'n redelike klompie studente by die kweekskool. Daar is 6 eerstejaars studente, waarvan 3 manne is. Dan is al 4 manne in die tweede jaar. Ons is 7 manne in die derde jaar, en dan is daar 1 4dejaars student, Hennig van Wyk, wat nou eersdaags gaan klaarmaak, en ook dan in 'n gemeente geplaas word. So daar is 'n paar manne, maar daar is nog 'n groot nood. En as ek die versoek mag rig vir julle as gemeente, om saam met ons te bid, dat die Here arbeiders sal stuur in die Oesland in. Daar is 'n groot tekort in ons kerk, daar is 'n tekort aan predikante, en die huidige groepie wat op kweekskool is net genoeg om die huidige vakante gemeentegetalle vol te maak, maar dit neem nie in ag dat daar in die volgende 5 jaar nog 13 predikante aftree nie. So daar is 'n groot nood, en ek wil u vra dat u asseblief saam met ons sal bid, dat die Here arbeiders sal stuur in die Oesland in, dat die Here manne sal roep, wat sal opstaan in hierdie tye waar hy ons ingeplaas het, om die woord van God te verkondig. Ek wil graag u vra dat ons net so vir 'n oomblik sal stil raak, en ook hierdie geleentheid aan die Here toewy, en sy aangesig soek. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Amen. Gemeente, ek wil u dan nooi om vanoggend die woord van die Here oop te maak in die eerste brief aan die Tessalonisense, 1 Tessalonisense, en ons gaan daar saam lees in hoofstuk 4, 'n bekende gedeelte wat praat oor die wederkoms, en die Tessalonisense briewe wat ook so baie gefokus is op die wederkoms van die Here, op dit wat in die toekoms lê, waar Paulus hierdie briewe skryf aan 'n groep mense, om hulle te bemoedig met hierdie woorde, die Here Jesus gaan terugkom. En so ook in die tweede brief van die Tessalonisense, dan gaan hy verder en hy verduidelik weer die leer, en ons gaan ook vandag 'n paar keer na van hierdie gedeeltes verwys in die boodskap. En in hierdie briewe, wanneer ons dit lees, dan moet ons in gedagte hou, dat hierdie mense was onder groot beproewing en groot verdrukking. En in daardie tyd skryf Paulus aan hulle hierdie woorde, om hulle te bemoedig met hierdie waarheid. Die Here Jesus kom weer terug. Die Here Jesus gaan sy bruid, sy kerk, kom haal. So ons lees dan vanoggend saam in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, en ons gaan 'n paar verse daar saam lees vanaf vers 13 tot en met vers 18. Ek hou vir u voor. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep,
met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Ek wil vra dat die manspersone saam met my sal staan, dat ons ook dan as gemeente verenig in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat God is vanuit ewigheid en tot in ewigheid. Here, ons wil in hierdie môre vanoggend kom en ons wil vir U al die lof en al die eer gee, vir U grootheid, vir U wysheid, vir U lankmoedigheid en U barmhartigheid. Here, dat ons in hierdie dae nog kan lewe, dat ons nog U woord kan oopmaak, en Here, dat ons U stem vanuit die skrif kan hoor wanneer U met ons praat. Here, dit is wonderlik om te weet, dat wanneer ons so as gemeente ook die aangesig van die Here soek, dat ons kan weet dat U luister, dat U 'n God is wat gebede hoor, en wat gebede verhoor. Here, dit is wonderlik om te weet dat in ons land hier in hierdie laaste dae, soos wat ons ook vanoggend in hierdie boodskap gaan hoor, dat ons lewe in 'n tyd wat baie naby is aan die einde. Ons lewe in 'n tyd wat die vooraand is van die wegraping van die Here Jesus Christus. Wat U ons gaan kom haal, wat U die wat gered is gaan kom haal uit hierdie wêreld uit, om saam met U te wees vir ewig. Maar Here, in hierdie tyd, in hierdie besondere tyd wat U gekies het, om ons op hierdie aarde te plaas, Here, wil ons U vra, gebruik ons. Gebruik hierdie gemeente. Gebruik elke mens wat vanoggend hier ingeloop het. En Here, werk in ons 'n ernstige passie vir siele, dat ons sal hand opsteek en sal sê, Here, stuur my om te gaan verkondig dit wat U wil hê ek moet verkondig. Of dit is in 'n voltydse roeping, en of dit is daar by die werk of by die skool, of daar waar U my elke dag plaas, waar geen ander mens toegang het met die Bybel om by daardie kosbare mense uit te kom. Die Here, sal U my asseblief gebruik. Dit is wonderlik, Here, dat ons nog so vanoggend hier by mekaar kan kom, en ons wil vir U sê dankie. Dankie dat ons nog lewe in 'n land waar ons vanoggend in die kerk by die huis van die Here by mekaar kan kom, as die kerk, as die gemeente saam. Here, en ons kan U naam aanroep en ons kan sê, halleluja, Here, ons kan U kom loof hier vanoggend. Ons kan met vryheid hier na toe kom en opkom en kom hoor dit wat U vanoggend vir ons wil deel. Daar is so baie, Here, wat nie daardie voorreg het nie. En ons kan nie met sekerheid sê dat ons in die toekoms nog daardie voorreg gaan hê nie. Maar vir nou, Here, wil ons U dank. En ons wil daarby bid, soos wat U ook in opdrag gee, daar in 1 Timoteus, dat ons sal bid, Here, vir die wat ons lei. Dat ons sal bid vir die hooggeplaastes. Ons wil bid, Here, vir ons regering. Ons wil bid vir ons kerk se leierskap. Here, want wanneer dit met die leierskap van die land goed gaan, dan kan ons 'n stil en rustige lewe hê. Maar Here, ons weet dat elke mens moet gered word. Daar is een naam gegee, sê Handelinge 4 vers 12 vir ons, een naam onder die hemel gegee, waardeur die mense gered moet word, en dit is die naam van die Here Jesus Christus. Ons wil bid, Here, dat U ons regering se siele sal red. Dit is ons enigste hoop, ons hoop is in U. Ons hoop is nie in mense nie, ons hoop is nie in politieke partye nie, ons hoop is in die Here Jesus Christus, die een wat harte kan vernuwe, wat van ons 'n nuwe mens kan maak. Here, mag U ook so by hierdie geleentheid, elkeen wat vanoggend hier ingekom het, ryklik kom seën vanuit die woord. Heilige Gees, ons eer U
dat U met ons 'n verhouding mag hê, of dat ons met U 'n verhouding mag hê. Sal U vanoggend by elke bank, by elke persoon kom stil staan, Here, en kom sê dit wat U vanoggend wil deel. Dankie dat ons hierdie dinge mag vra. Dankie dat ons mag bid vir hierdie gemeente ook met die behoefte wat hier is. Die gebou, die perseel, die oordrag waarvan daar ook net nou gepraat is. Here, ons weet dat hierdie is U gemeente. U het 'n plan met hierdie gemeente, soos wat U 'n plan het met elke persoon wat vanoggend hier bymekaar gekom het. Here, U weet wat U plan is. U weet dit wat U reeds wil doen. Here, U is reeds in die toekoms betrokke, daar waar planne gemaak gaan word, daar waar nuwe dinge gaan gebeur. Here, en ons wil U loof vir die plan wat U het met hierdie gemeente. En ons wil vra, Here, dat U ook so al die sake wat huidiglik aan die gang is, dat U dit ryklik sal seën. En Heilige Gees, die belangrikste van alles, dat U sal lei soos wat U wil. Ons gee U daarvoor al die eer en al die lof, want dit kom U alleen toe. En dankie dat ons dit mag vra in Jesus naam. Amen. Liewe gemeente, vanuit hierdie gedeelte wat ons dan saam gelees het, wil ek U vra om te kyk na vers 17. 1 Tessalonisense 4 vers 17, daardie bekende vers wat sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, dis nou die wat gesterf het in Christus, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. En vanuit hierdie gedeelte en hierdie vers spesifiek, en die wegvoering na die wolke by die Here, wil ek dan met u praat vanoggend oor die tema, waarom 'n wegraping? Waarom 'n wegraping? U sien, die eindtyd gebeure is iets wat al vir baie eeue lank 'n onderwerp is. 'n belangrike onderwerp, iets waaroor mense altyd wil gesels. Daar is hierdie opgewondenheid wanneer die mense dink aan daardie dinge wat voorlê, daardie dinge wat die Here beloof het, die onbekende. En dit is altyd lekker en altyd interessant om te gesels oor dit wat vir ons onbekend is, want ons stel belang in dit wat misterieus is. Daarom sal ons hoor hoe baie mense dalk sê dat Openbaring byvoorbeeld is hulle gunsteling boek in die Bybel. Want hulle hou van daardie aspek van misterie, en dan wanneer ons vir hulle vra, maar dit is fantasties om te hoor, waaroor gaan Openbaring? Dan weet hulle nie. Maar so is dit dat die eindtyd gebeure vir ons opgewonde maak. Wanneer ons dink aan die Here se plan, en dit wat die Here nog alles wil doen met hierdie wêreld, dan raak ons opgewonde en ons dink, hoe groot en hoe genadig is ons God. Daar word vir ure en ure gesit met Bybelse profesieë oor die eindtyd, en daar word geredeneer, en daar word gedebatteer, en standpunte word vergelyk in die teologie. Maar ongelukkig het ons ook so gesien dat deur die eeue heen, hoe daar baie valshede in die kerk van die Here ingesluip het. Hoe daar baie is wat vandag sê, hulle glo nie in so iets soos 'n wegraping nie. Hulle glo nie in so iets soos 'n 1000 jaar vrederyk nie, baie glo nie eers in 'n wederkoms nie. Wat die standpunt inneem wat sê die Here die aarde geskape en soos 'n persoon wat 'n horlosie maak, het hy daardie horlosie aan die gang gesit, hy het hom geskape en die oomblik toe die horlosie begin loop, toe staan hy terug soos die klokmaker en hy sê, gaan nou self aan. Maar jy sien, dit is nie die geval met ons God nie. Ons God is nie net die skepper nie, ons God is die onderhouer van die heelal en die onderhouer van die wêreld. En so is hy betrokke in ons wêreld tot aan die einde. En wanneer ons dan praat vanuit hierdie gedeelte spesifiek oor 'n wegraping, en ons vra die vraag oor 'n wegraping, dan moet ons stil staan by die gedagte van wat die wegraping van die bruid van Christus eintlik beteken. Jy sien, want baie sal die argument lewer en sê dat die woord wegraping staan nie in die Bybel nie. Die woord wegraping kom nie voor in die skrif nie. En daarom is dit dwaas om te sê dat ons glo in 'n wegraping as die Bybel dan nie eers daarvan praat nie. So as ons dan gaan kyk na hierdie vers, en ons lees hier die woorde wat sê dat ons met wolke, of hulle wat in die lewe oorbly, met wolke weggevoer word
in die lug. Dan is daar die woordjie weggevoer, is 'n baie belangrike woord. Want jy sien in die Griekse taal, in die oorspronklike betekenis van hierdie woord, dan gebruik hulle daar die Griekse woord wat ons daar lees is harpazo. En die woord harpazo beteken weggeruk. Die letterlike betekenis, as ons dink aan, as ek die Engels kan gebruik, dit sê to seize, to pull, to tuck, to snatch away by force. Dis hierdie kragtige betekenis van iemand soos 'n pa wat sit by 'n kampvuur. En daar is 'n klein seentjie wat so rondom die vuur beweeg en vir 'n oomblik lyk dit, net soos wat die pa 'n stuk hout wil byvoeg, gaan lyk dit of die seentjie gaan struikel en inval in die vuur in. En in 'n oomblik is die pa se reaksie dadelik en hy ruk daardie seun weg van die vuur af om hom te beskerm. En dit is daar die betekenis wat aan hierdie woord gekoppel word. Wanneer ons lees dat die bruid van Christus weggevoer sal word, dan is dit soos die Here Jesus wat sy hand uitsteek in 'n aarde wat op pad is na die oordeel toe, 'n aarde wat in die 7 jaar daarna verwoes gaan word en deur vuur wat letterlik reën op die aarde en mense 1/3 van die wêreldbevolking doodgemaak sal word onder die oordeel van God. En in daardie tyd die Here Jesus wat sy hand uitsteek en sy kinders wegruk en sê kom na my toe, ek wil jou beskerm. En wanneer ons verkondig dat ons glo in 'n wegraping, dan is dit wat ons sê ons glo. Jy sien, 'n wegraping van die bruid is noodsaaklik. Die wegraping van die bruid is baie belangrik in die skrif, en as ons dit mis, dan beteken dit dat ons onder die oordeel van God gaan staan. Daarom wil ek graag in hierdie boodskap vanoggend met u praat oor waarom glo ons in 'n wegraping. Waarom is daar 'n wegraping? En u sal sien dat die wegraping in die eerste plek pas in by die tydlyn van God. Daar is 'n wegraping omdat God dit so bepaal het. Maar dan verder brei dit uit na die mensdom. Dit gaan oor die saak wat God het met die mens. Want u sien, God het 'n saak met sy bruid. Daarom is daar 'n wegraping. God het 'n saak met Israel. Daarom is daar 'n wegraping. En God het 'n saak met die nasies en daarom is daar 'n wegraping. En daar is baie in ons tyd wat bespiegel oor die wegraping en hoe dit gaan plaasvind en wanneer dit gaan plaasvind. En ons het in hierdie laaste maand of 2 het ons gesien in ons eie land hoe daar verkondig word dat die wegraping op 'n sekere tyd gaan plaasvind en dit het nie gebeur nie. En so is baie mense mismoedig en baie mense het twyfel in die skrif geplaas en gesê, maar dalk is daar dan nie 'n wegraping nie. Maar jy sien, vriende, in die eerste plek sien ons dat die wegraping is belangrik want dit is in die plan van God. Die eerste gedagte dan, waarom 'n wegraping? Ek sien hierdie dingetjie. Daar kom hy nou. Ekskuus, ek vra om verskoning. Waarom 'n wegraping? In die eerste gedagte, want God het 'n bepaalde tydlyn. Jy sien in Daniël hoofstuk 2, dan lees ons hierdie woorde. Hy tog, die Here self, hy verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en hy stel konings aan. God was nog altyd en sal tot in ewigheid in beheer wees van die tydlyn en die tydvakke op hierdie wêreld. Hy is die een wat bepaal watter geleenthede en watter oomblikke wanneer dit sal plaasvind. Hy is die een wat bepaal het hoe hy met die mens sal werk deur die geskiedenis oor sekere tydvakke. En as jy sal kyk na die bord, dan sal jy sien, en ek het hier 'n baie eenvoudige tydlyn vir u opgesit, wat duur van die skepping af tot en met die ewigheid. As jy graag hierdie prentjie wil hê, kan dit na die tyd kan ek dit aanstuur en dan kan dit in die gemeente versprei word.
Maar as jy kyk na hierdie prentjie, dan sal jy sien dat dit begin by die skepping. Toe was daar 'n tydperk, die Engelse woord wat hy hier gebruik is covenants, die tyd van die testamente, waar daar verbonde gemaak is met Abraham en met Israel en met koning Dawid en met Noag ensovoorts. En in daardie tyd, in die tyd van die Ou Testament, lees ons ook die profeseë wat in Daniël opgeskrywe is, wat betrekking het ook tot die eindtyd. Tot die nasies en die koninkryke deur die eeue wat sal staan en wat sal val, totdat op die ou einde Christus sal terugkeer. En dit is alles geskrywe voor Jesus se eerste koms. En Jesus het na die aarde gekom en hy het hierdie boodskap verkondig. En ons hoor baie keer dat daar gesê word, maar Jesus het nie van die wegraping gepraat nie. Maar jy sien, Jesus het gepraat met Israel en hy het met hulle gepraat oor die wederkoms en hy het gesê, daar sal 'n tyd kom, wanneer daar vir Israel benoude tye sal wees. Wanneer dit sal swaar gaan met Juda en Jerusalem en daarna sal daar 'n wederkoms wees. Jy sien, die boodskap was nog altyd van die begin af. Die Here Jesus kom weer terug. Maar as ons gaan kyk na die tydlyn soos wat dit in die Bybel uitgelê word, dan sien ons dat na die hemelvaart van die Here Jesus Christus het ons ingegaan in 'n nuwe tyd in. Die mooi teologiese woord wat baie gebruik word is dispensasie. Daar word gepraat van dispensasieleer, verskillende dispensasies, met ander woorde verskillende tydperke. Want jy sien, daar was 'n tydperk van Adam tot by Abraham, waar die Here deur die gewete met die mens gepraat het. Toe was daar 'n tydperk van Abraham tot by Moses, en daar was 'n tydperk van Moses tot by Christus, waarin ons lees in die Here se handelinge met Israel, en daardie tydvak was die tydperk van die wet, waardeur die Here met die volk gepraat het deur die wet van Moses, en ook so deur sy profete. Dan was daar 'n tydperk waar Christus op die aarde gelewe het. En dan is daar die tydperk waarin ons vandag nog lewe, wat in die laaste 2000 jaar, vanaf Pinksterdag toe die Heilige Gees uitgestort is, oor alle vlees en alle nasies. Dit wat ons noem die genade tydperk of die genade dispensasie. Waarin ons nog vandag leef en ons wag, wanneer hierdie tydperk sal eindig, want wanneer hierdie tydperk eindig, is met die wegraping. Die wegraping van die kerk eindig die kerktydperk. En na die wegraping plaasgevind het, kom daar 'n volgende tydperk, en ons sal net nou ook verder daarna kyk, waarin die Here weer sy fokus terugdraai na Israel en na die nasies. Maar jy sien, dit is belangrik dat ons sal besef dat God sekere tye en geleenthede vir hierdie wêreld vooruit beplan het, en hy hou by sy perfekte tydlyn. As jy dink aan 'n gewone dag, hoe die dag verloop, enige dag op ons kalender begin met die vroeë oggendure wanneer dit donker is. Maar iewers te gaan dit oor na 'n tydperk waar daar opgestaan word en te sê, nou gaan ons werk, of ons gaan skool toe, of gaan na die dag se aktiwiteite verrig. En dan loop die tyd weer so aan, en dan kom maar 'n tyd wat dit weer aand is, wat ons huis toe gaan en ons eet en ons gaan slaap. En so is daar sekere tydperke in die dag, maar jy sien, daardie tydperke word geskei deur spesifieke punte, spesifieke gebeurtenisse. Want die dag se werk gaan nie aanbreek voordat daar nie 'n sonopkoms is nie. So die vroeë oggendure van donker moet oorgaan na daglig, maar dit gebeur by 'n spesifieke oomblik, sonopkoms. En so dieselfde in die aand, om te sê, so in die aand, wanneer dit begin skemer raak en donker raak, dan is sonsondergang weer die oorgaan van dag na nag. En daarom is die wegraping wat gebeur aan die einde van die kerktydperk, is die skeiding tussen die tydperk van die kerk en die tydperk van die 7 jaar groot verdrukking. En daarom is dit belangrik dat ons besef dat die wederkoms van die Here Jesus, wanneer hy sal terugkom en met sy voete op die Olyfberg in Jerusalem gaan staan, verskoon tog, voordat hy die Antichrist sal oorwin, en vir 1000 jaar op hierdie aarde sal regeer, en hy gaan dit doen.
Maar hy sal dit doen nadat daar 'n tydperk van 7 jaar van groot verdrukking op hierdie aarde was. Maar voor daardie verdrukking aanbreek, is daar 'n wegraping. God bepaal die tye en die geleenthede. Hierdie dispensasies is 'n baie belangrike leer. En die vraag wat ons dalk vir onsself mag vra om te sê, maar Here, as ons dan nou staan aan die einde van die kerkdispensasie, nou ons kan nie die aantuiging maak om te sê wanneer dit gaan plaasvind nie. Ons kan nie soos wat daar nou in hierdie afgelope paar weke sê, die Here het vir my gesê, dat op hierdie datum en op hierdie datum, 24, 25, 26 September, gaan die wegraping plaasvind nie. Want 24 en 25 en 26 September selfs het gekom en gegaan, en ons is nie weggeraap nie. Toe word daardie profesie, as ek dit so kan noem, dalk moet ek dit so in kwotasies sit, daardie woord wat die Here nou kamste gegee het, word nou verander en word geskuif en te sê, maar ons het op die verkeerde kalender gewerk, en dis nou nie die Juliaanse kalender nie, met die Augustyn kalender wees, en dat die kalender eintlik met so 'n maand, so 'n paar weke af is, en dat die wegraping eintlik nie einde September was nie, maar dit sou nou tussen die 6de en die 7de en die 8de Oktober gewees het. En toe het die 6de en die 7de en die 8de Oktober gekom, en het gegaan. En hier is ons nog steeds. En die vraag wat baie mense vra, en die fout wat baie mense maak, om te sê, maar Here, hoekom het U dit nie gedoen nie? Die eenvoudige antwoord is, hy het nooit gesê, hy gaan dit op daardie datums doen nie. Want jy sien, is een van 2 gevalle. Vir ons, dit is absolute arrogansie, om te sê dat die Here sal kom op hierdie datum. Wanneer die Here Jesus self gesê het, daar in Matteus 24, toe hy gesê het, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel nie, maar net my Vader alleen. Vir die mens om arrogant te wees om te sê, ek het 'n datum wat die Here Jesus self nie eers gehad het nie. Jy sien, as jy so 'n uitlating maak, en vriende, ons moet baie versigtig wees. As ons 'n uitlating maak en sê, dat die Here sal op hierdie datum dit doen, en hy doen dit nie, dan moet ons een van 2 dinge erken. Dan moet ons of standpunt inneem en sê, ek het gelieg, want hy het nooit vir my gesê nie. Of ek moet volhou in my sonde, ek moet sê, hy het dit regtig vir my gesê, maar dan beteken dit God het gelieg, want hy het dit nie gedoen nie. Dit is die implikasie van so 'n uitlating. Vriende, ons kan nie sê, ons weet wanneer die dag plaasvind nie. Maar die realiteit is, daardie dag gaan kom. Daar gaan 'n dag aanbreek, wat die basuine gaan blaas, en wat hierdie tydperk van genade, waarin ons nou lewe, waar daardie tydperk gaan eindig. En die Here sê daar in Lukas 17, dan sê hy, ek sê vir julle, in daardie dag, en in daardie nag, sal daar 2 wees wat op een bed slaap, die een sal aangeneem word, en die ander een word verlaat. 2 vroue sal saam maal, saam werk, die een sal aangeneem word, en die ander een sal verlaat word. 2 manne sal op die land wees, een sal aangeneem word, en een verlaat word. Het u al dit ingedink? In ons tyd, wat dit vir ons sal beteken, wanneer daar in 'n oomblik miljoene mense van hierdie aarde weggeneem word. Spitsverkeer op die N1 op 'n maandagoggend. En vanuit die 1000 karre wat op die N1 staan, dalk bankvas, of dalk teen 'n spoed beweeg, en in 'n oomblik word 'n paar honderd van hulle besitters, word hulle weggeneem. Wat gebeur met al daardie voertuie? Wat gebeur met 'n vliegtuig wat in die lug is, wanneer die vlieënier weggeneem word? Die implikasie, die massas chaos, wat op hierdie aarde gaan uitbreek, die oomblik wanneer die Here sê, nou is die tyd. Ons moet bewus wees, daardie tyd gaan aanbreek. Die Here maak dit duidelik. Hy verander die tye en die geleenthede, en hy bepaal wanneer hy ook so die kerk sal kom haal. En jy sien, om in te pas by die tye, dan sien ons dat waarom ons glo in 'n wegraping,
Behalwe dat die Here 'n bepaalde tydlyn het, het hy ook bepaalde planne met sekere groepe mense. En in die eerste plek daar sien ons dan die tweede gedagte oor waarom glo ons in 'n wegraping, want God het 'n plan met sy bruid. Hy het 'n plan met die kerk, en dit is ook dit wat ons hier lees in 1 Tessalonisense 4, vers 16 en 17. Jy sien, as die kerkdispensasie dan tot 'n einde kom, wat gebeur dan met die kerk? En daar's twee dinge wat duidelik hier uitstaan, vanuit hierdie verse in vers 16 en 17, wat ons daar sien, aan die einde van vers 16, wat sê, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wat beteken dit? Dit beteken dat vir die laaste 2000 jaar, vandat Jesus in die hemel opgevaar het, en dat die Heilige Gees gestuur het en uitgestort het oor alle nasies, het daar mense gesterf. Vir 2000 jaar lank het mense gesterf in Christus in die geloof. En daardie mense sal opstaan. En hulle sal verheerlikte liggame ontvang, sê 1 Korintiërs 15 vir ons. Daardie mense sal opstaan, en hulle sal die hemele ingaan, die Here Jesus tegemoet, en ons, wat in die lewe oorbly, as hy vanaand sou kom, en ons is gered, en ons is deel van die bruid, dan sal ons wat nog in die lewe is, nadat hulle opgestaan het, sal ons ook die hemel opvaar, die Here Jesus tegemoet in die lig. Dit is 'n duidelike bewys dat sekere Christene lewendig hemel toe gaan. 1 Korintiërs 15, verse 51 en 52 sê, kyk, ek deel met julle 'n verborgenheid mee. Dit is Paulus wat hier praat. Dan sê hy, ons sal wel nie almal ontslaap nie, met ander woorde, ons sal nie almal sterf nie. Ons natuurlik gelowiges. Maar ons sal almal verander word. Die wat in die lewe oorbly, die wat weggeraap word, gaan nie sterf nie, maar hulle gaan verander, hulle gaan 'n nuwe liggaam ontvang, 'n verheerlikte liggaam. 'n Liggaam wat geen siekte, geen kwale, geen pyn ken nie. As jy 'n bril dra, kan jy die bril weggooi, want jy gaan hom nie meer nodig hê nie. Jy gaan eet en jy gaan nie vet word of siek word nie. Ons liggame gaan verander, hy gaan verder, hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, dis daardie basyn wat blaas by die wegraping, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Hulle sal onverganklik wees, dit is vir ons verstand, is dit onmoontlik om so iets te begryp. Hoe kan iets wat reeds dood is, onverganklik wees? Hy dan klaar vergaan. Daar lê 'n wonderlike toekoms voor vir die bruid van die Here na die wegraping, maar die wegraping moet eers plaasvind. Jy sien, die dooies wat reeds gesterf het in Christus, het nog nie 'n verheerlikte liggaam nie, en hulle kan dit nie ontvang voordat daar nie 'n wegraping is nie. Hulle kan nie die Here in die lig ontmoet voordat daar nie 'n wegraping is nie. Daarom is dit so nodig dat daar 'n wegraping moet wees. Dat hier die tydperk kan eindig, dat daar 'n nuwe tydperk kan ingaan. En jy sien, wanneer die wegraping plaasgevind het, dan kom daar 'n nuwe tydperk van 7 jaar wat aanbreek. En in daardie 7 jaar tydperk het die Here 'n plan met sy kerk. Hy het 'n plan met sy bruid. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 3, dat die gelowiges voor die troon van God verskyn, ons noem dit die Bema-troon. Die troon waar daar beloning gegee word vir dit wat ons vir God gedoen het. Waar ons krone sal ontvang, en op die einde sal ons daardie krone weer voor die Here Jesus se voete neerwerp en sê, dit kom hom toe, die eer is hom alleen. Maar daar kom 'n tydperk van beloning, want jy sien, as jy Openbaring gaan bestudeer, dan sal jy sien dat in Openbaring, nadat daar in hoofstuk 2 en 3 met die kerke gepraat word, die gemeentes, die 7 gemeentes waarvan die laaste is die gemeente van die Laodisense, dit is daar die tydperk waarin ons nou lewe, die lauwarm kerk, die lauwarm Christendom, waar hy daar die woorde sê, as jy maar net warm of koud was. Maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond spuug. En dan kom daar die woorde, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Wie oopmaak, ek sal inkom en met hom maaltyd hou. Jy sien, hy skryf daardie vir die kerk.
So dit beteken in hierdie tydperk waarin ons lewe, ons wag en ons is in afwagting dalk van die wegraping dat die Here ons sal kom haal, want ons sien uit dat in Openbaring 4 en 5 is die kerk in die hemel. En dit is na die 7 jaar waar daar groot verdrukking op die aarde is, dan is ons in die hemel by Jesus. En ons staan voor die bema troon en ons ontvang beloning vir dit wat ons gedoen het. En ons hou die bruilof van die lam saam met hom in die hemel. Ons lees dit in Openbaring 19. U sien sy plan met ons, waarom daar 'n wegraping moet wees. Hy wil ons kom haal sodat ons voor die troon kan verskyn. Hy wil ons kom haal sodat ons met hom kan maaltyd hou en saam met hom kan bruilof hou. Maar ons kan dit nie doen voor daar nie 'n wegraping is nie. Ons is nie bestem vir die groot verdrukking nie. Die verdrukking, die doel van die verdrukking is nie soos baie mense sê, om die kerk te suiwer of om die Christen om jou geloof te suiwer nie. Dis nie die doel van die verdrukking nie. Die verdrukking is nie bestem vir die gelowige nie. Die Here sê juis in 1 Tessalonisense 1 vers 10, dan lees ons hierdie woorde, het sê, en sy seun uit die hemele te verwag, omdat ons die Here sal verwag, want wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toren verlos. Dis nie die toren van die hel nie, alhoewel hy ons daarvan ook verlos, maar hy praat hier van die verdrukking. In Openbaring 3 vers 10 sien ons 'n soortgelyke gedagte. Hy sê, waar hy hier aan een van die gemeentes skryf, dan sê hy vir hulle, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Met ander woorde, die verdrukking. Die Here sê hier aan die kerk, as jy gered is, as jy getrou is, as jy in my is, sal jy die verdrukking nie sien nie. Vriende, dit is veronderstel om 'n groot sug van verligting in ons harte te gee wanneer ons kan sê, Here, ek is so dankbaar dat ek nie daardie verskriklike tyd gaan deurgaan nie. Dit is nie sy plan vir ons nie. Sy plan is om ons te kom haal. Maar jy sien, Jesus, daar in die evangelie van Lukas, dan vertel hy die gelykenis van die maagde, en hy sê hoe daar 10 maagde op die land uitgegaan het. Hoe daar 10 maagde was wat gewag het vir die bruidegom. 5 het lampe vol genoeg met genoeg olie gehad en 5 het nie. 5 was gereed wanneer die bruidegom kom en 5 was nie. So die vraag wat ons moet vra en die vraag wat u vanoggend moet vra in u eie hart is, Here, as daardie besyne vanaand blaas, is ek reg? Gaan ek saam of bly ek agter? Hy kom haal sy bruid. En die wat nie gereed is nie, gaan agterbly. Daarom moet daar 'n wegraping wees, dat ons met hom kan wees in ewigheid. Die tyd van vreugde wat kom in die hemel, daardie tyd waar ons beloning ontvang. In 'n volgende gedagte sien ons, waarom is daar 'n wegraping? Daar is 'n wegraping want God het 'n plan met Israel. Hy is nog nie klaar met Israel nie. In Jeremia hoofstuk 30 lees ons hierdie woorde wat sê, wee, want die dag is groot, sonder weerga. Dit beteken daar is geen ander soos dit nie. En dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob. Jakob se naam wat na Israel toe verander is. So wanneer ons hy praat van Jakob, dan praat hy van Israel. So ons kan ook daar lees, dit is 'n tyd van benoudheid vir Israel. Maar hy, dit is Israel, sal daaruit verlos word. Hierdie tyd wat voorlê, hierdie tyd van oordeel, hierdie tyd van swaar beproewing en swaar verdrukking is bestem in die eerste plek vir Israel. Waarom? Want hulle het hulle Messias nie erken nie. Hulle het hom gemis. U sien, met die einde van die kerkdispensasie, dan breek daar 'n nuwe tydperk aan, soos ons gesê het, die 7 jaar
En in daardie 7 jaar wanneer die kerk in die hemel is daar ander dinge wat besig is om te gebeur op die aarde met die volk Israel. Hierdie tydperk, die groot verdrukking soos ons dit ken, word verskeie dinge genoem. Staan bekend as die dag van die Here in Joël 1, die verdrukking of groot verdrukking soos ons dit ook ken, die dag van Jakob se benoudheid soos dit hier beskryf word, of ook die 70ste week van Daniël, wat ons lees daar in Daniël hoofstuk 9. Want jy sien, wanneer hy praat van Jakob se benoudheid, dan praat hy van Israel se benoudheid. Dit gaan 'n tyd van swaar kry wees in Israel. En daar is 'n paar dinge wat in hierdie tyd gaan gebeur. Ons sien as ons lees vanaf Openbaring hoofstuk 6 tot en met Openbaring hoofstuk 18, is daar die hele gedeelte is gewy aan die groot verdrukking en dit wat die Here op hierdie aarde gaan doen en hoe moeilik dit gaan wees vir die mens. Ons sien hoe 2 spesiale getuies daar sal wees in Openbaring 11, 2 spesiale getuies in Israel wat sal verkondig die waarheid. En daardie 2 getuies sal doodgemaak word. Ons sien byvoorbeeld hoe die tempel herbou sal word, ook in Openbaring hoofstuk 11. Hierdie is alles met betrekking tot Israel. Die Here het 'n plan met Israel, maar hy kan nie daardie plan volbring voordat die wegraping nie plaasvind nie, want die kerkdispensasie moet eindig voordat die tyd van Israel weer kan aanbreek. Die Here is nie klaar met Israel nie. Die vrou waarvan gepraat word in Openbaring hoofstuk 12, wat vlug vir die draak, wat geboorte gee aan 'n manlike kind, daardie vrou is Israel. Die manlike kind is Christus, want hy is uit Israel gebore. Die Antichrist, wat absolute autoriteit in die wêreld sal hê, die Antichrist wat geopenbaar sal word na die wegraping. En ons sien dit in in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Wat sê dat die gruwel geopenbaar sal word, die seun van die verderf, die Antichrist, maar hy sal sy verskyning maak wanneer, sodra die teehouer uit die weg geruim is. So 2 Tessalonisense hoofstuk 2, vers 6 en 7. Wat sê, en nou, julle weet wat hom teehou, met ander woorde die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat tans in my en in u en in die kerk van Christus lewe, wat in ons werk. Die oomblik as die Antichrist geopenbaar word en ons is nog hier, wat gaan gebeur? Die Heilige Gees gaan hom onmiddellik openbaar en sê, daar is die Antichrist. Die Antichrist kan nie sy verskyning maak terwyl die Heilige Gees nog in die kerk van Christus werk, soos wat hy vandag in ons werk nie. Want hy gaan nie sy werk kan bevorder nie. Daarom skryf Paulus in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Dan sê hy, julle weet wat hom teehou, die Heilige Gees, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. U sien met die wegraping, wanneer die kerk weggevoer word, wanneer die kinders van die Here tegemoet gaan in die lig, die Heilige Gees wat in ons inwonend is, hy gaan saam met ons terug hemel toe. Beteken dit dat die Heilige Gees glad nie meer op die aarde teenwoordig gaan wees nie? Nee. Hy gaan nog steeds werk, want ons het nou net hier gepraat, daar sal 2 spesiale getuies wees wat gaan getuig in Israel. Hulle kan nie getuig sonder die werk van die Gees nie. Maar die Heilige Gees gaan nie meer inwonend in mense bly soos wat hy nou doen nie. Dis hoekom ons lewe in 'n genade dispensasie. Die Heilige Gees wat binne in ons woon. En dan gaan dit nie meer so wees nie. Jy kan nie vir jouself indink in 'n oomblik, nadat die wegraping plaasgevind het, en daar is nie, op daardie oomblik is daar nie een Christen op hierdie aarde oor nie, nie een nie. Watter donker tydperk lê vir die aarde voor, wanneer die lig, wat deur die Heilige Gees gegee word, nie meer daar is nie. Ewe skielik, miljoene mense weg. Die evangelie wat verkondig word, weg. Mense wat bid vir Israel, soos ons vanoggend hier genoem het, weg. En al 'n swaar tyd vir Israel voor, 'n tyd wanneer hierdie selfde Antichrist, nadat hy geopenbaar is, lees ons daar in Daniël hoofstuk 9, dit sê, hy sal met hulle 'n verbond sluit vir 7 jaar. En dan in die middel van daardie 7 jaar sal hy sy verbond breek.
nadat hy hulle gaan toelaat om die tempel te bou, nadat hy hulle gaan toelaat om die offerstelsel weer in te rig, en ons sien al reeds as jy gaan kyk in die nuusberigte oor wat in Israel aan die gang is, dat daardie spesifieke beeste wat hulle gebruik vir die offers, hulle is reeds besig om daardie beeste weer te begin voer en te begin grootmaak, sodat hulle weer daardie spesiale groep ras beeste kan kweek, sodat hulle kan reg wees vir die tyd wanneer die tempel opgerig word. Maar dit gaan nie gebeur voor daar nie 'n wegraping is nie. En dan sal die antichrist in die helfte van die groot verdrukking, sal hy homself in die tempel van God plaas, en hy sal sê, hy is God. En hy sal sy verbond met Israel breek, maar daar is bemoediging. Die Here sê, hy is nie klaar met Israel nie, hy sal hulle ook red in hierdie tyd. Ons lees in Openbaring hoofstuk 7 van die 144.000 getuies, vanuit Israel, vanuit die Joodse volk, 12.000 uit elke stam, wat gered sal word. Hoewel hy hulle gaan straf en al oordeel oor hulle kom, sal hulle nog steeds uitred. Vriende, vir ons vandag is dit belangrik, dat ons sal besef, God is nog nie klaar met Israel nie. Ons sien in ons land die Israel-visie, wat posvat onder ons mense, wat begin verkondig dat die Afrikaner volk nou die afstammelinge van die stam Juda is. Ek weet nie, hulle wil altyd Juda wees, ek weet nie hoekom nie. Maar dat die Afrikaner volk nou die stam Juda is, en dat die blanke mense die volk Israel is, en al die ander verlore is, omdat hulle nie Israel is. Maar vriende, die kerk het Israel nooit vervang nie. Die tydperk wat God met Israel gewerk het, het gestop tot op 'n sekere mate, en die genade tydperk van die kerk het aangebreek. Daar is hierdie gaping. Tussen die weke van Daniël wat hy gesê het, hy werk met Israel, en dan is daar hierdie pause, hierdie tussenin gedeelte waar hy met die kerk werk, met die nasies werk, wêreldwyd, elke stam en volk en nasie en taal, soos ons ook vanoggend gesing het. Maar as dit verby is, dan keer hy weer terug na Israel en hy sê, julle is my volk en ek gaan julle red. Maar daar moet 'n wegraping wees. Want solank as wat die kerk op aarde is, kan die Here se fokus nie teruggaan na Israel nie. Nie omdat dit vir hom onmoontlik is nie, maar omdat dit is wat hy beloof het. God het 'n plan met Israel en daarom is daar 'n wegraping. Maar jy sien, die laaste gedagte, waarom ons glo in 'n wegraping. God het 'n plan met die nasies. Hy het nog steeds 'n plan met die wat in die aarde oorbly op daardie tyd wat nie Jode is nie. In Psalm 2 vers 9, die hele Psalm 2 praat oor Jesus as koning, wat oor die aarde sal regeer en oor die nasies wat hom sal spot en hoe hy sal opstaan en hy sal hulle verpletter. Ons sien dit daar in vers 9, Psalm 2 vers 9. Het sê, u, Jesus, sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Dis die nasies. Die konings van die nasies wat teen hom sal opstaan. Jy sien, daar kom 'n tyd vir hierdie wêreld, 'n 7 jaar van groot verdrukking waarin die nasies geweldig gestraf gaan word. Vanaf Openbaring 6 tot en met Openbaring 18 sien ons die oordeele van God wat op hierdie aarde uitgegiet word, die een na die ander. 7 seels wat oopgemaak word wat oordeel bring. 7 basuine wat blaas wat oordeel bring. 7 skale wat oor die aarde uitgegiet word, wat geweldige oordeel en pyn en dood vir die mense op hierdie aarde sal bring. Soos wat daar nog nooit van tevore gebeur het nie. God se plan met die nasies, wat na die wegraping sal plaasvind, is hy sal die nasies oordeel. Want u sien, vir die laaste 6000 jaar rebelleer die mens teen God. Ons lees in Genesis 6, daar die verskriklike woorde, wat sê, dat die mens in sy hart, sy versinsels is altyd boos. Slegs boos altyd deur. En die mens rebelleer teen God, en ons sien dit in ons dag. Ons sien hoe die wêreld in rebellie teen God staan. As jy kyk na Europa vandag, Europa wat die fondasie van die Christelike geloof was, waar die reformatie plaasgevind het, die herlewings wat daar plaasgevind het, en Europa vandag is besig om 'n moslim staat te word. Dit is die realiteit. Ons sien hoe lande val, die een na die ander. Kanada het geval vir Islam.
Australië het geval vir Islam, Nieu-Seeland het al lankal geval vir Islam en vir liberalisme. Alles is welkom, behalwe Jesus. Die wêreld rebelleer teen God en daar gaan 'n dag kom en ons vra dalk die vraag. U het dalk in die gemoed hierdie vraag gevra en te sê, Here, hoekom laat u dit toe? Hoekom oordeel u nie hierdie wêreld nie? Hoe kan u toelaat dat nasies so teen u staan, dat elke fliek wat ons aansit beswadder die naam van Jesus Christus en gebruik hom as 'n vloekwoord? Here, hoe laat u dit toe? Jy sien, nou kom 'n tyd, na die wegraping, waar die Here gaan sê, nou is dit genoeg. En oordeel na oordeel na oordeel sal op hierdie aarde uitgegiet word. 1/3 van die mense word doodgemaak in 'n oomblik. Die Here se genade gaan uitloop. En hy gaan op 'n punt kom wat hy gaan sê, genoeg is genoeg. En ons sal baie bevoorreg wees om dit nie eerstehands te beleef nie. Maar die Here het 'n plan met die nasies, maar daarom moet daar wegraping wees. Want hy gaan daardie plan en daardie oordeel oor die nasies gaan hy nie volbring voordat hy nie eers sy kerk, sy kinders gered het nie. Want dit is my en u nie bestem nie. Solank as wat ons in Christus is, word ons daarvan verlos. Jy sien, in daardie tyd sal God nog steeds ook mense red. En dit is die mooi kant van dit. Tussen die oordeele deur, tussen die skale van vuur wat uitgegiet word op die aarde en die mense wat doodgemaak word en gepynig word, sal daar nog steeds mense gered word. Nog steeds sal die genade van God vir sekere mense daar wees, die wat sal sê, ek is bereid om te glo in Here Jesus. Maar dit gaan 'n prys kos. Die Bybel sê dit uitdruklik, Openbaring 13 vers 15, dit sê, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Dis nou die antichrist waarvan hier gepraat word. Daar word 'n gees aan die antichrist se beeld gegee, sodat die beeld sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Met ander woorde, as jy nie die antichrist aanbid nie en kies om Christus te aanbid, sal dit jou dood kos. Openbaring 20 skryf Johannes, hy sê, en ek het trone gesien en hulle wat daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien wat van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. Die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie. Die wat die merk nie op hulle voorhoof gehad het nie. Jy sien, in daardie tyd, wanneer die antichrist regeer, sal hy homself as God verklaar. En enige persoon wat gaan sê, ek kies Jesus, sal met sy lewe daarvoor betaal. Dit is 'n verskriklike tyd wat vir hierdie wêreld voorlê. En vir ons vandag, ons kan sê, Here, sal U my asseblief help. Daardie vriend van my, daardie familielid, dalk 'n kind, 'n klein kind, 'n ouer. Here, as U vanaand daardie bassein blaas en ek gaan saam met U hemel toe, dan weet ek daardie ou bly agter. Kan ons dit bekostig dat daardie mense agterbly? Kan ons dit 'n saak van erns maak om te sê, Here, ek sal alles doen, as U my net die geleentheid gee om met daardie ou te praat, dat hy asseblief, wanneer daardie bassein blaas, kan saamgaan. Want ek wil nie hê, hy moet die verdrukking deurgaan nie. Jy sien, die Here is nog steeds genadig en lankmoedig. Dis hoekom die tyd, ek wil nie sê uitstel nie, want ek glo hy het 'n bepaalde dag en hy hou daarby, maar vir ons lyk dit soos uitstel, dit lyk asof Here, kom nou net, hoekom vat jy so lank, kom nou net, ons raak ongeduldig. Kom haal ons, Here, dat dit kan eindig. En dan sien ons in 2 Petrus 3 daardie woorde wat sê, die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig. Hy wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Sien, die genade van die Here is groot, maar dit gaan eindig. Gaan ons reg wees? Gaan ons geliefdes reg wees? Dit is die vraag. Ek sluit af. Ons het gesien vanuit hierdie gedeelte dat die wegraping 'n absolute realiteit is. Die Here gaan kom en hy gaan sy kinders kom haal. Hy gaan sy kinders wegruk
van die oordeel af wat vir hierdie aarde en vir volk Israel voorlê. Die wegraping is belangrik want dit pas in by God se perfekte tydlyn. Die een tyd moet eindig sodat die volgende een kan begin. Die wegraping is belangrik want hy wil vir my en u red van die verdrukking wat kom. Hy het vir my en u 'n plan in die hemel saam met hom. Maar terselfdertyd het hy 'n plan van oordeel vir Israel, waarin hy sy beloftes aan hulle ook gaan klaarmaak en gaan volbring. Hy het ook 'n plan met hierdie wêreld en elkeen wat daarin oorbly, 'n geweldige oordeel wat kom vir elkeen wat die wegraping nie maak nie. Is ons gereed? As daardie basuine vanaand blaas, kan u met sekerheid sê ek gaan saam. En ek wil u nooi, vriende, as u nie seker is nie, maak seker. Kom praat na die tyd. En as jy vra het oor die wegraping, asseblief kom praat na die tyd. Daar's so baie inligting wat nie in hierdie kort tydjie ingebring kan word nie. Kom vra as jy wil vra. Maar maak seker, die Here sê in Jesaja hoofstuk 1, dan maak hy daardie uitnodiging. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Dalk het jy 'n gebedsversoek vir iemand anders wat u ken. Kom deel dit. Deel dit met die kerkraad, deel dit met die gemeente. Dat daar ingetree kan word, dat siele gered kan word. Want die wegraping, hoewel ons nie weet wanneer dit is nie, die wegraping is op hande. En ons moet reg wees. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vir u dankie sê, dat u daardie belofte gee, dat u sal kom om ons te kom haal. Dat u kinders sal kom haal, sodat ons nie die groot verdrukking hoef deur te gaan nie. As ons gaan lees in Openbaring, Here, dan sien ons hoofstuk op hoofstuk, hoe verskriklik die oordeel op hierdie aarde gaan wees. Die toorn van God, die wraak van God, wat oor die aarde uitgegiet word. Here, dit is so vreeslik, ons kan dit nie probeer indink nie. En u maak daardie belofte en u sê, u wil ons kom haal. U wil ons daarvan spaar, dit is nie vir ons bestem nie. Here, mag dit so wees, Heilige Gees, dat u in ons harte kom praat nou. Dat u vir ons sal sekerheid gee, dat ons sal weet of ons saam gaan of nie saam gaan nie. Here, dat ons sal seker maak as ons nie seker is nie. Here, dat u nou, ook in hierdie tyd, dat u mense se name in ons harte sal plaas, in ons gedagtes sal plaas. Here, Heilige Gees, dat u nie sal los nie, dat u daardie name by ons sal hou. Dat ons sal soebat en smeek en pleit en bid by u vir daardie persone se redding. En dat ons ook sal 'n hand opsteek en sê, Here, as u my wil gebruik, gebruik my. Dat ek by daardie mense kan uitkom. Ons wil u loof, Here, want u is God soewerein. U bepaal die tye en die geleenthede. U weet wanneer die wegraping gaan plaasvind. U weet wie van ons u gaan kom haal. U weet presies wat u planne is. Here, en ons gee u daarvoor al die lof. Dankie dat ons nie hoef te bekommer oor wanneer die dag is nie. Dat ons nie hoef te bespiegel en uitwerk en somme te maak om te probeer uitredeneer wanneer u kom nie. Dat ons net moet vra, Here, ek wil reg wees. Sal u ons lei daarin, en ons gee u al die lof en al die eer. Amen. Gemeente, ek wil u dan nooi om saam met my te staan vir die sing van die slotlied, en nadat ons die slotlied gesing het, kan ons net so staande bly, en dan vra ons ook die Here om sy seën. Die wolken, kijk hoe schijn die stralen van die zon. Als verwachten in ons harten, mag niet, want ons woorden van weerkom. Radeloosheid onder volken. Donker dag, pandemie valt daarop.
tekens van ons koning gaan weer kom. Jesus kom vir al sy kinders wat hom dien. Hoe verrukkelijk sal dit wees om hom te sien. En 'n wonder met die wolke weggevoer. Leef geniet, want Jesus koms is voor die deur. Jesus klop nou aan jou hartsdeur. Kom en lê jou lewe voor hom neer. Daar's vergifnis, daar's verlossing. Maak nou seker, want ons koning gaan weer kom. Jesus kom vir al sy kinders wat hom dien. Hoe verrukkelijk sal dit wees om hom te sien. En 'n wonder met die wolke weggevoer. Leef geniet, want Jesus koms is voor die deur. Jesus kom vir al sy kinders wat hom dien. Hoe verrukkelijk sal dit wees om hom te sien. En 'n wonder met die wolke weggevoer. Leef geniet, want Jesus koms is voor die deur. Leef geniet, want Jesus koms is voor die deur. Kom ons bly net so staan en vra ons ook die Here om sy seën. Mag nou die genade van God ons Vader, die liefde van die Here Jesus Christus en die opsoekende gemeenskap van God die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.